sing is die waarheid. Die God wat ons dien is lewendig. Hy het meer as 2000 jaar terug het hy graf dood en hel oorwin, sodat ons hier kan staan vanmôre. Ek is so dankbaar dat ons 'n kans het. Ons het 'n kans om sy naam groot te maak. Ons het 'n kans om vrylik om te eer en te aanbid en om die dank te bring wat hom toekom. Kom ons vergeet vanmôre van wat by die huis aangaan. Kom ons vergeet vanmôre van wat by die werk aangaan. Kom ons gee vanmôre oor. En ons sê, Here, net soos wat U wil. Net soos wat U wil, Here, vanmôre, nie soos wat 'n mens wil nie. Maar U wil, kom en neem U die diens in die hande en vat beheer vanmôre van hierdie diens. Net voor ons begin, gaan ek vir Dani vra, Dani Kreer om vir ons te open asseblief. Ons onmagtige God, ons wil U voorreg en dankbaar dat ons vanmôre kan wees. Here, ek wil vra dat U elkeen wat U is hier verweer, my God, dat U sal seën, dat sal optel, Here, en elkeen sal verhoor word, Here, dat U die diens sal lei, my God. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Vanmôre wil ek vir elke persoon in hierdie plek wil ek welkom sê. Maar ek wil nie vanmôre welkom sê dat julle op julle gemak moet wees. En rustig wees. En dink vanmôre gaan ons agteroor sit en net relax mee. Vanmôre wil ek vir julle welkom sê sodat ons kan wakker wees. Sodat ons die Heilige Gees kan welkom heet in hierdie plek. En sodat ons hom kan loof en kan eer. Ons is nie hier vanmôre om 'n dooie God aanbid nie. Yes, amen. Ons is nie hier vanmôre om 'n God aanbid wat net iewers neergeplaas is. Ons aanbid vanmôre 'n lewendige God. En ek glo die Here verwag, ons moet ons alles vir hom gee. So kom ons vergeet 'n bietjie van alles wat om ons aangaan. En ons hou 'n bietjie bemoeienis met die God van alle gode. En ons begin bietjie ons alles vir hom gee. Net soos wat hy lei in hierdie môre. Kom ons sing lekker saam. Daar's verlange in my hart.
Daarom is daar so groot verlange in my hart na Jesus. Want hy is bigger than all my problems. Yes. And bigger than all my fears. Hallelujah.
Here. Prys sy naam. Daar's 'n liedjie, die laaste liedjie wat ons gaan sing. Ek in my huis sal die Here dien. Nie ek dink daaraan om hom te dien, of ek wonder om hom te dien nie, maar ons sal die Here dien, want hy is waardig om geloof en gedien te word. Halleluja. In my huis sal die Here dien. In my huis sal hom mag die sitplek neem. Net voor die pastoor gaan oorgee. 1 of 2 getuienisse wat werklik waar wat wie se harte brand om die Here die eer te bring. Prys die Here, halleluja. Hy probeer 'n taxi bel en daar's geen taxi beskikbaar nie. Hy moes daar toe loop. En hoe iemand die kos gekoop het, op pad werk toe, uit sy hande gestamp het en sy hele dag was net weer mekaar. En die aand toe stamp hy op sy punt in die ijskasse op. En hy verloor dit. En die Here kom en sê vir my, luister, jy dink jou dag was nie lekker, die hele dag was mos. Hy sê, maar vanoggend het jou kar nie gestaak nie. Want as jou kar gestaak het, gelei, het 'n dronk persoon nie vasgelei. Hy sê, toe stamp iemand die van 'n taxi beskikbaar nie, want as jy na 'n taxi geklim het, was hy ook in 'n ongeluk betrokke gewees. Op pad werk toe, stamp iemand die kos jou hand uit, maar die persoon wat hy kos gemaak het, was siek en het dalk geniet en jy is siek geraak het. Hy sê, vanaand, toe jy die huis kom en jy jou punt in die yskas stamp, dit moes gebeur het, net dat jy
na my beroep, dat ek kan antwoord, jy sê, jou dag het uitgewerk, soos die Here beplan het en uitwerk. So ek glo die regte om kan regte tyd, al lyk dit nou vir jou soos 'n berg, soos 'n groot probleem. Die Here het gedoen met alles, dit wat gebeur met die rede. En ook 'n getuienis pastoor gaan laasweek toe gebid het oor hy screening results van my. Ek het maandag toe bel ek die Pieter vriend by die kantoor. Toe sê hy vir my dit is nog nie daar nie. Toe wil ek so gemoedeloos raak. Toe gaan ek sê okay, julle gee alles dan iets aan verder oor. Ek gaan nou terug staan wat die oorvat. Donderdag toe bel my voorman my vlugte so sê vir 6 mans in die screen results daar. Van die kar ek ry kom dan gaan na Pieter toe, maar as gewoonlik as daar 'n lang lyn terwyl kom, daar's nie 'n persoon vir my. Dit nie deur in ons kantoor en hy sê meneer kry hier so goed, jy's gekeer. Jy gaan aan. En ek kon dan die table gaan doen, want die table lyn is op so op 'n kilometer lank, daar kom staan nog 5 mense voor my. Ek is in table gaan doen, ek's nie 2 uur by die huis terug. Die raai nog eers net myself om te vrag deur te gaan. Halleluja. Goeiemôre broers en susters. Goeiemôre. Hoe voel dit of iets nie lekker is? Iets voel nie lekker nie. Ek dink kom ons staan gou op. En haal het af van jou af. Dit is asof jy iets in die kerk ingekom het. Ek denk, voor al die mense gekom het, omdat het nie lekker deurgebreek, nie lekker gesing nie. As jy beter voel sit. Ek dink dit is ook ek vanoggend. Want ek weet wat ek moet hierdie week 3 toetse skryf. En die Here ken my hart. Ek het hierdie week 2 weke het ek geleer. Maar om daai goed in 'n ou vrou se kop te kry is nie maklik nie. Kom eens op aan. En ek voel net vreeslik. Ek weet nie hoe gaan ek dit maak nie. So ekskuus julle broers en susters as ek dalk Dankie Jesus, halleluja. Yes, hallelujah. Here in die hoor vanmôre. Wat hierdie tannie sê, dankie Here, ek sal van die naam van die Vader en die Gees. U sê Here, as ons by sy voorkom, ons is van die afbly vanmôre. Dankie Here, ek breek hierdie ding oor haar, Here, wat sy sal sê, ek gaan dit maak, ek gaan dit doen. Ek gaan dit doen met al die keer nog het tyd, ek gaan dit doen. Dankie Here, in die naam van die Vader. Sy spreek voor, Here, alles wat sy hier, alles wat sy hier. Ek wil jou help, ek wil jou help, ek wil jou help, ek wil jou Prys die Here, halleluja. Broers en susters, ons moet mooi verstaan vanmôre. Ons het met 'n lustige slang te doen. Hy sal op elke probeer manier, kleintjie, hoe groot al gaan hy probeer om jou te stop. Hy gaan probeer om jou mismoedig te maak. Hy gaan probeer om jou van die pad af te kry. Toe die jong seun was daar in ons rus, toe sy broer in die biddienste aan. Hy sê, ek het Sondag aand tot bekering gekom. Maandag toe wil hy satte my in die gutters inry. Die klink dalk snaaks as ek sê die woord van gutters, broers en susters. As jy nie raak besef waar God jou uitgehaal het nie en wat God vir jou gedoen het nie, dan voel dit jou geen hierdie gutters is. Want jy moet jouself daaruit glo. Jy moet weet jy wandel in die lewe in die krag van God. Jy moet jou wat van jou
wat jy het in Jesus Christus, wil hy 'n demper opsit. Want wanneer jy sê ek staan in die krag van die Heilige Gees, die fontein van die lewende waters, dan sal dit uitspring. Dit sal aanhou uitspring en jy moet spring. Jy moet dit doen. Want die Gees van God is 'n dynamo krag. En as jy dit nie gaan laat wil werk nie, dan gaan dit nie werk in jou nie. Dit gaan jou nie help nie. Maar as jy dit wil hê, dan gaan God jou help. Amen. Jy sien, dit is baie lekker om te sê ja, God. Maar wil jy regtig? Ek sê vir jy, as jy regtig gaan wil, en jy sê dit vir jou kop, en jy sê dit vir jou hart, en jy sê dit vir jou hele lyf, dan gaan dit gebeur. Maar as jy nie daai oorgawe het in jouself, of jou te stel, sê ek, oh nie, dan gaan dat nooit gebeur. Dit gaan nie realiseer. Ons sing eintlik in die kerk, we've come too far to turn back now. Ons het te ver gekom. Dis nou maar klaar. Ons gaan deurdruk. Ons gaan uithou, ons gaan adem. En die Here gaan ons help. Want net hy kan ons help. Amen. Besef jy dit? Alles wat in die wêreld aangaan, dit is 'n wat ek hier onderstaan. Dit is 'n gemors. Dit is 'n groot gemors. En dink jy God gaan dit uitsorteer? God gaan nie die wêreld se gemors uitsorteer nie. God wil trek, die wat lief is vir hom, die wat sy krag wil hê, die wat sy lewe wil hê, die wat sy oorwinning wil hê. God gaan hulle trek. Amen. Maar dit kos jou en my 'n keuse. Dit kos jou en my om 'n keuse te maak of ons morbied wil bly, of ons in omstandighede wil bly, of ons gaan toelaat dat die vyand oorhand oor jou kry, of gaan jy opstaan. Dit is elke dag 'n geestelike oorwinning. Elke dag, broers en susters, trek die volle wapenrusting van God aan. Beskerm jouself. Druk die en beklei teen die vyand. Hy hou nie op met beklei nie. As jy gaan op beklei, hy gaan jou plat slaan. Hy gaan jou plat slaan. Nou ek wil vanoggend 'n bietjie praat oor gebed. 'n bietjie praat oor gebed. Matteus 6 vers 5 tot 15. Hy sê maar, jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer en sluit jou deur en bid die Vader wat in die verborgene is. En jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Wat is die verborgene, broers en susters? Dis dit wat ek en jy nie kan sien nie. Dit wat nie vir ons oog is om te sien nie. Maar as ons bid vir God, sal hy ons help. En hy sal ons openbaar maak, want ons is die kinders van God. En hy het reeds oorwin, en hy sal ons help. En hy sal ons deurvat aan die kant uit. Hy sê, en as jy bid, gebruik nie ydelle herhaling van woorde, soos die heidene doen nie. Ja, die heidene bid ook. Hulle praat ook. Daar's 'n gedeelte wat sê, moenie die naam van die Here ydelik gebruik nie, moenie aanhou bid, Here nie. Here weet hoekom ek dit moet sê vanmôre. Ek moet dit sê so jy dit kan hoor. Dit klink nie lekker op die oor nie. As jy in een gebed 15 keer die Here se naam gebruik het, dan jy hom 13 keer te veel gebruik. OK, verstaan jy wat ek sê, broers en susters? Want julle dink dat hulle deur baie woorde verhoor sal word. Maar moenie soos hulle word nie. Want julle Vader weet wat julle nodig het voordat julle hom vra. God weet wat jy nodig het in jou lewe. God weet wat jy nodig het môre. Hy weet wat jy nodig het volgende week. Maar jy moet bid. Gaan in jou binnekamer, sluit die deur agter jou en bid. Moenie ophou bid nie, moenie ophou vra vir die Here, moenie ophou dankie sê nie, moenie ophou om die Here te loof vir jou gebed nie, moenie ophou om die Here te prys nie. Prys die Here. Kom, net voordat jy eintlik wil opgee. Moenie ophou nie. Hou aan, druk deur. En Jesus sê, so moet julle dan bid, onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, soos ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Prys die Here, kom ons bid saam. Almagtige God,
Sê vir die dankie vanmôre vir 'n kans en 'n geleentheid om in die huis te wees, om onder die woord te kan staan, Here, om in die geopende woord vir ons te hê. Ek bid, Here, dat U ons sal help. Bid dat U ons sal deurdra, dat U ons die krag sal gee vanmôre. Bid U die Heilige Gees dat U hierdie woord sal oornuwe in elkeen se hart en in elkeen se gedagte vanmôre, dat U die doel sal bereik in die môre soos wat U wil. Ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Die woord sê, julle ontvang nie, want julle bid nie. Julle ontvang nie, want julle bid nie reg nie. Ons bid nie reg nie. Baie maal is daar mense wat net bid. Dit is net bla 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 bla. Hy het geen verantwoordelikheid vir sy gebed wat hy bid nie. Dit maak nie vir hom saak nie. Dit is vir hom so 'n gewoonte geword om te bid en net. Hy sit nie mekaar nog van die slaap partykeer. Hy staan op, hy weet nie eens of hy kom of gaan nie, maar hy wil bid. Jy moet jouself reg kry, broers en susters, om 'n gebed vir jou God te kan gee. Om vir hom te kan bid en sê, Here, ek prys U naam vandag. Here, ek verheerlik U, dankie vir hierdie dag wat U gegee het. Hoe praat jy met God wanneer jy bid tot God? Wat sê jy vir hom? Nommer 1 wil ek vir julle sê vandag. Is daar 'n manier om te bid? Daar's 'n manier. Die skrif sê dit. En Jesus sê, niemand gaan na die Vader behalwe deur my. As ons bid na God die Vader, moet ons deur Jesus Christus gaan. As ons nie deur Jesus Christus gaan nie, vergeet dit. Daai gebed maak nie saak nie. Luister wat ek vir julle sê. Daai gebed sal nie verhoor word nie, want daar is 'n weg en daar's 'n manier om God te soek. Om God se aangesig te soek. Al weet God dit wat jy nodig het. As jy nie die regte manier doen nie, daar's 'n resep om 'n koek te bak. Daar's 'n resep om dinge te doen. Daar's die regte manier om die regte dinge reg te doen. Doen dit reg. Moenie jou tyd mors nie. Moenie kanse vat nie. God ken jou hart. Hy laat hom nie eens onbespot nie. Hy ken jou. Met wat sy manier jy na hom toe kom. Baie mense het baie maniertjies aangeleer. Baie klein dingetjies. Eenvoudige dingetjies. Wat hulle dink soos wat ons hier gelees het, soos hierdie tollenaars wat eindelike herhaling van woorde, mooi woordjies gebruik. Hulle staan op die hoeke van strate. Hulle probeer mense impress. Jy kan geen mens impress met 'n gebed wat jy bid tot God nie. Yes, amen. Want jy bid nie tot 'n mens nie, jy bid tot die lewende God. Die God wat jou sal hoor en die God wat jou sal verantwoord wanneer jy vra. Dit is noodsaaklik om te gaan verstaan. Ek bid tot die almagtige God wat sy seun Jesus Christus vir my gegee het, wat die middelaar geword het tussen ons en God. Hy is tog die een wat vir ons intree. Hy is tog die een wat ons help verander aan moontlikheid. Hy is ons advokaat. Hy is daar. Selfs wanneer die vyand kom om jou aan te kla, dan sê hy, deur my wonde. Ek het die prys betaal. Dit is uitgewis. Daar is nie 'n klagstaat nie, maar dit gaan deur Jesus Christus. Dit is die pad. Daar is geen ander weg nie, broers en susters. Die enigste weg in gebed is deur Jesus Christus na God die Vader toe. Jy moet nooit ergens in jou gebed om bid vergeet om te bid en sê ek vra dit in die naam van Jesus Christus. O Vader, ek kom na U troon toe in die naam van U seun Jesus Christus. Vader, ek kom in daardie wonderlike naam van ons verlosser, ons saligmaker, Jesus Christus. Dan gaan hy oor God die Vader wat sy wil in jou lewe wil laat geskied om jou te help. God het jou nie vir niks sy kind gemaak nie. God het jou sy kind gemaak om vir ander te wys hoe gaan hy jou help. God wil jou help. God laat toe dat daar omstandighede, ons almal lewe in 'n wêreld wat teen mekaar is. Die Bybel sê dis 'n krom en verdraaide geslag waar ons in lewe. Jesus sê ek het nie gekom om vrede in hierdie wêreld te bring nie. Nee, alles behalwe. Hy het gebring die swaard. Die woord van God sê so. Weet jy dit gelees aan die Bybel? Sê 'n bietjie amen. Hy het gekom om die swaard te bring. Vir hulle wat wil moord, vir hulle wat wil doodmaak, maar vir hulle wat wil lewe hê. Deur Jesus Christus, daar's lewe vir jou broers en susters. Daar's lewe en oorvloed vir jou. By God die Vader. Hy wil jou stuur. Dis wat ons omstandighede rondom waar ander is, gaan God jou seën. En as hulle dit sien hoe God jou seën, dan gaan hulle begin verstaan, hier gaan iets aan by jou. Daar's 'n verskil by jou. Jy pas nie in by daai prentjie eintlik waar jy is nie.
Want God is besig om jou op te tel. Hoekom? Want jy bid. Jy bid tot God en jy vra, Here, help my. Alles die saak hoe klein, alles die saak hoe groot. Daai maak nie saak by God nie. Klein, groot, maak nie saak nie. Mooi, lelik, maak nie saak nie. God help jou. Of jou omstandighede wat ook al is. God gaan jou help. God gaan jou deurdra as jy bid en vra. Nommer 2. Ons moet verstaan. Ons moet altyd in die wil van God bly, nee. Soos ons in die wil van God wil bly om geseën te word, dan moet ons bid en vra wat binne die wil van God is vir jou en my se lewe. Dit is belangrik, broers en susters. God se wil binne ons lewe vir hom. Want ons lewe tot hom, ons lewe vir hom en ons lewe saam met hom. Want God is altyd by ons. Ek lewe nie alleen nie een kant nie. Ek is nie ek gou daggie op my paadjie nie. Nee, God is saam met my. Hy stap hierdie pad saam met my. Want hoekom? Hy sê ek sal jou lei. Ek sal jou help. Ek sal jou leer. Ek sal jou onderrig. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees is met ons elke dag. Hy is ons krag en ons sterkte. Hy is ons oorvloed in alles. Hoekom moet ek myself bekommer? Hoekom moet ek wonder partykeer wat gaan aan? Kom ons lees daar wat sê 1 Johannes 5. 1 Johannes Johannes 5 vers 14 en 15. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. Het jy die vrymoedigheid? En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons die beres verkry, wat ons van hom gevra het. Nou wil ek vir sê, dit kom deur vrymoedigheid, broers en susters. Ja, amen. Wat 'n vrymoedigheid het jy tot God, sodat God jou sal verhoor en verantwoord? Wat 'n vrymoedigheid het jy vanmôre om te sê, Here, ek kom na u troon toe vanmôre in die naam van die Seun Jesus Christus. Here, u weet wat op hierdie oomblik in my lewe aan die gang is. U ken my omstandighede. U is bewus van alles. Daar is nie iets waarvan God nie bewus is nie. God weet alles. God ken alles, hy verstaan alles. Jesus Christus het deur alles gegaan. Daar's niks wat hy nie deur gegaan het wat ek en jy deur gaan vandag nie. Daar is niks op hierdie aarde wat weer gaan gebeur wat al gebeur het nie. So, verstaan dit. Dit gebeur nie net met my nie. Ag, arme, ek kyk wat gebeur nou weer met my. Hoekom gebeur al hierdie dinge met my? Nee. Wat het jy vanmôre? Jy het 'n voorspraak by God. Want jy is sy kind. Hy herken jou. Hy hoor jou stem, hy ken jou stem. Bid tot jou God wat in die hemel is. En hy sal jou antwoord. Amen. Wanneer jy jou beers opsien na hom, dan sê hy prys. Prys. Hy prys jou. Hy wil jou gebed hoor, hy wil hom hê. Hy soek hom. Hy het 'n smagte na jou gebed. God lewe wanneer sy kinders hom loof en prys. God lewe daarin. Lofprysing aan God. Die 24 ouderlinge is om die troon van God en hulle verheerlik hom en hulle maak die naam van die Here groot. Amen. Wat doen ek nie? Het ons daardie vrymoedigheid? Partykeer voel jy, Here, hierdie dag was so erg soos wat een van getuig het van daai man. Daar gebeur partykeer dinge in jou lewe. Moenie altyd soek hoekom het die ding gebeur nie. Sê dankie Here dat U my gehelp tot hier. Dit maak nie saak nie. Dit wat verby is verby. Dit wat klaar is klaar. Ons kan nie in die verlede lewe nie. Ons lewe in toekoms vorentoe. Want God is in die toekoms. Hy's nou hier en hy's daar en hy's daar en hy's daar. God beweeg nie terug nie. Hy beweeg vorentoe. En gebed is vir die toekoms. Jou gebed vir die verlede. Hak jou gebed vir die dinge van die verlede vas. O Here, dankie dat U my gehelp het 5 jaar terug. O Here, dankie dat U my gehelp het 10 jaar terug. Nee, daai ding werk nie, broers en susters. Ons moet lewe vir die nou en vir die toekoms. Want God wil jou nuwe dinge gee. Deur gebed wil hy vir jou nuwe
deure oopmaak, wil hy nuwe deurbrake vir jou gee in jou lewe, wil hy jou help, sodat jy kragtig kan word, om 'n werkende instrument in sy hand te wees, om bruikbaar te wees vir die koninkryk van God. Dit is 'n ander saak. Party mense bid om nie te ontvang nie, hulle twyfel heeltyd. As hy klaar gebid het, dan staan hy op en sê, ek wonder of hy my gehoor het. Ek wonder of die Here my gehoor het. Ek wonder of hy regtig verstaan dit wat ek hom gevra het. God verstaan alles. Amen. Hy het die kennis van hierdie wêreld is by hom. God het die kennis gehad voordat die wêreld enige kennis gehad het. Alles wat hierdie wêreld het, het God hulle toegelaat. Dit wat jy het, laat God jou toe. God gee dit vir jou. Hy leen dit vir jou om te gebruik tot eer en verheerliking van jou naam, van sy naam. Of dit besittings het wat jy het, of dit guns het wat jy het, maak nie saak wat dit is nie. God leen dit vir jou. Dit is 'n kans en 'n geleentheid vir jou om rentmeesterskap te gaan bewys van dit wat God vir jou gee. Sodat God jou kan help. Hoekom? Sodat hy vir jou nog meer kan gee. Dit is hoe dit werk, nie? Want hoe meer, al vertrou God jou met die kleintjie, die grote kom. Doen die beste met dit wat God vir jou gee. En kyk wat gaan hy daarna vir jou gee. Wat gaan hy jou mee help? Hy gaan vir jou groter deurbrake gee. Hy gaan vir jou groter oorwinning gee. Wie wil nie groter deurbrake hê en groter oorwinning? Ons almal wil dit hê in Jesus Christus. Ons almal wil kragtige instrumente in die hand van die Here wees. Die woord van God sê, Jesus sê dit in sy eie woorde. Hy sê, julle gaan groter wonderwerke doen as wat ek gedoen het. Hoe? Ons as mens. Ek twyfel nie daar nie. Ek twyfel nie daar nie. Wie twyfel daar? Glo jy dat jy dit kan doen? Glo jy dat jy magtig is in die wil van Jesus Christus? Glo jy dat jy dit kan doen? Waarom is jy dit nie geworden? Ek vraag dit geworden. Wil jy? Of is jy maar net tevrede op die manier wat jy aangaan? Ja, partykeer kan jy twyfel, ander kere skuif jy die twyfel een kant toe. Dit is soos daai gedeelte wat hulle praat van in die Afrikaanse gesegde, is mater en afer. Dan weet jy nie of jy kom nie, en dan weet jy nie of jy gaan nie. Dan weet jy nie of jy is nie, en dan weet jy nie of jy was nie. Want dit is hoe party mense lewe. Jy kan nie so lewe nie, broers en susters. Jy moet lewe in die oomblik. Nou, dis nou. Dis wat nou gebeur. Dis wat jy nou doen, wat 'n impak gaan hê vir die pad vorentoe. Jy moet nie twyfel nie. Glad nie. Jy moet dit vat wat God vir jou gee en jy moet daarmee hardloop. As jy daarmee gaan begin hardloop, dan moet jy vir die Heilige Gees sê, ons het nou 'n saak aan die gang. Nou gaan ons gaan. Want verstaan, baie mense sê ek is alleen. Dis hoekom hulle twyfel, hulle voel hulle is alleen. Jy's nooit alleen nie. Dis alleen in die put van die hel. Jy's nooit alleen nie. As jy bid in die naam van Jesus Christus, as jy die wil van God is, as jy nie twyfel nie, dan is God altyd by jou. Hy sal jou bekragtig. Hy sal jou, die Heilige Gees sal vir jou sê, go, gaan, vat dit, gaan met dit. Moenie terughou nie. Hardloop met dit. En dan gaan jy kyk wat gaan God vir jou doen. God gaan vir jou deurbrake gee. Jy gaan op 'n ander vlak begin lewe, anders as wat jy nog ooit in jou lewe gelewe het. Dis die waarheid. Is jy tevrede met die vlak waarop jy is? Met 'n bietjie twyfel partykeer en ander keer is dit so 55% nie twyfel nie. Maar daar is nog so 'n bietjie wat twyfel is. Kom ons maak hom 100%. Kom ons maak daai kring volledig, broers en susters. As daai kring volledig is, dan gaan die vyand nie 'n kans kry nie. Hy gaan nie kom met sy leed nie. Hy gaan nie vir jou kom storieetjies vertel nie. Want hoekom? Jy gaan hom nie glo nie. Jy gaan nie vir hom luister nie. Want hoekom? Daar is geen meer twyfel nie. Jy stoot al daai twyfel uit jou lewe uit. Dis weg. Dit het nie meer impak oor dit maak nie meer saak nie. Amen. Want hoekom? Want jy weet, met jou God loop jy 'n binnenstorm. Met jou God spring jy oor 'n muur. Jy kan alles vermag wat jy weet wat die wil van God is. Amen. Dis hoekom ek ook van daai gesegde, if God take you to it, he'll take you through it. Hy gaan jou na dit toe vat, want hy gaan jou daar na toe lei. En dan moet jy nie twyfel nie. Dan moet jy sê, op jou merke, gereed, gaan. En jy gaan gaan totdat God jou iets anders te gee om nie te gaan, dan gaan jy met dit ook gaan. So jy gaan die hele tyd gaan in die wil van God. Jy
In Jesus Christus se naam, sonder om te twyfel. Al hardloop jy op trande en al kom maar wind van voor. Jy gaan nie twyfel nie. Want jy weet, God gaan jou aan die kant toe vat. Want na hierdie berg, nee, kom daar 'n aftrap. En jy gaan dit maak. Niks gaan jou stop nie. Niks kan jou stop as jy in Christus Jesus is. Niks kan jou stop as jy al die twyfel weggooi van jou. En jy glo met jou hart. Verstaan, dit is hoe God wil werk. Markus 11, kom ons lees Jakobus. Kom ons lees dat Jakobus 1. Jakobus 1 vers 5. En as iemand van julle wysheid kort kom, weet dan wie sê nou? En as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid. Wat hulle almal eenvoudig gee sonder om te verwyd. En dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in die geloof bid sonder om te twyfel. Want hy wat twyfel is soos 'n golf wat deur die wind meegesleep word. Hy gooi links, regs, vorentoe, agter, onderste bo, agterste voor. Dit is wat dit gebeur wanneer jy twyfel. Ons kan nie twyfel nie, want die vyand gaan jou om en dom maak. Hy gaan alles vir jou deur mekaar vang. Jy gaan nie weet wat is bo en wat is onder, wat is agter, wat is voor. Dit is wat hy regkry met baie kinders van die Here. Dis hoekom hulle lewens so deur mekaar is. Dis hoekom hulle nie rigting kan kry nie. Dis hoekom hulle nie kan sê kom laat ons gaan nie, want hy weet nie waartoe hy gaan nie. Hy het nie benul wat is voor en wat is agter nie. Staan in die woord van God, glo in die woord van God. En dan wil ek vir julle sê nog 'n saakie. Kom na God toe met 'n rein hart. Kom na God toe met 'n rein hart. Voordat jy bid, sê Here, ek het eers 'n paar saakies. Ek het nie gefaal, ek het nie teleurgestel. Ek het toegelaat dat die duiwel se leuns vir my 'n waarheid word. Ek het toegelaat dat hierdie lieg vir my lyk soos 'n waarheid. Ek het toegelaat dat dinge my vashou. Ek het toegelaat dat omstandighede my lewe te mekaar maak. En as jy daai goedes uitgesorteer het en gesê het, Here, breek elke skeidspier af, sodat ek 'n oop skoon kanaal kan hê tot U, dan bid jy tot God met 'n rein hart. Jy sien, dit is belangrik om na God te gaan met 'n rein hart. Want as daar 'n vuil hart is, God kan nie skoon water in vuil. God kan nie skoon water by vuil water. Nee. Yes, amen. God wil die fontein van lewende waters hê, kan die lewende waters in dooie waters gooi. God werk nie. God werk nie. Ek wil 'n woord gebruik, jy moet mooi verstaan wat ek nou gaan sê. Dit is 'n gemors. God mors nie. Sodra jy by skoon gooi, prys die Here. Dan werk dit. Dan is dit 'n lekker saak. Maar wanneer jy vir God vra om skoon water by vuil water te gooi, die Engelse sê, no can do it. Kan nie gebeur nie. God gaan dit nie doen nie. So dit is jou verantwoordelikheid om voor te God te kom, voor die almagtige God wat jou lief gehad het, wat jou geken het in die skoot van jou moeder, wat weet wie jy is, wat weet wat vir jou behoeftes, wat weet wat vir jou voorlê, wat vir jou help met alles in jou lewe. Hy is daar vir jou. Hy is daar vir jou. Dis wat ek vir iemand moet sê. Nee, ek is vir jou. Ek is vir jou. Ek gevoel, dan gaan jy. Nee. Dis maklik daai een. Maar om vir iemand te sê ek is saam met jou. Om regtig vir iemand te sê ek is saam met jou, beteken om 'n paadjie te loop. Om 'n pad te loop saam met iemand. God wil 'n pad loop saam met ons. Maar hy soek 'n skoon, rein, heilige volk. Hy soek 'n skoon, rein hart wat na hom toe kom, wat na hom bid en sê Here, help my. Here, kom ons gaan ons werk hierdie ding uit. God wil daar die pad met jou stap. Hy wil jou wys, hy wil jou leer. Want hoekom? Hy is die God van alle kennis. Hy is die God van alle kennis. As jy wysheid kom, bid dit van hom af, dan leer jy mos. Dan verstaan jy mos waaroor hierdie besigheid gaan, hoe om met die besigheid te werk en hoe om met dit te werk. Want dan help God jou en hy rig jou op. En dan maak jy, wanneer jy hierdie rein hart het, wanneer jy hierdie skoon rein hart het en jy kom na God toe, dan sê God, dit is wonderlik. Sê, hier is 'n lekker saak om mee te werk. Dit is nou 'n goeie saak
om vorentoe te vat. Want dan is dit soos God wat nuwe dinge ontdek. En God plaas nuwe dinge in jou lewe om jou kragtig en sterk te maak vir die pad wat voor lê. Want jy weet, ons weet die pad wat voor lê is moeiliker as die pad wat agter is. Maar die pad wat voor is korter. Ek vat eerder 'n moeiliker kort pad as ek gaan terug, ek draai om en ek gaan terug waar ek vandaan kom. Dit kan nie werk nie. Ons kom kerk toe. Hoeveel jare het jy al aangetrek en in jou kar geklim en kerk toe gery en vir jou deel vir die Here gegee en vir die Here gesê, Here, ek vertrou op U, ek glo in U, ek kom saam met medebroers en susters in die huis bymekaar om U te loof en te prys met 'n reine hart, ek kom verheerlik U, ek kom soek U aangesig. Here my God, help my. Help my in die toekoms vorentoe. Jy vra nie hulp uit 'n posisie waar jy in 'n swak posisie is nie. Jy vra hulp vir die toekoms uit 'n positiewe posisie uit 'n posisie van krag. Want jy kan nooit te groot in jouself word nie. Die leerder kan nooit groter as die leermeester word nie. Ons moet dit verstaan. Ons moet in die orde bly, broers en susters. As jy buite die orde gaan, probleme vir jouself. Nie God wat dit maak nie God wat dit toelaat nie. Jy het dit veroorsaak. Bly in die wil van God. Kom na God toe met 'n reine hart en glo dat dit wat jy vir hom bid en vra, hy sal dit vir jou gee. En dit wat God jou leer, die kennis wat God jou gee, of dit nou geestelik is of na die liggaamlike, God gee dit vir jou om jou te help op die pad vorentoe. Want God, as dit in die vlees is, gaan hy jou op die pad vorentoe help om met ander mense skouers te skuur. Om bietjie met ander mense te doen en kry wat hom nodig het. Want God lei ons op 'n pad, nie verniet nie, om iets te gaan doen op daardie pad, om iets te beteken vir ander Here. Jy kan niks vir niemand beteken as jy nie 'n reine hart het nie. Jy kan niks vir die koninkryk van God beteken as jy nie 'n reine hart het nie. Jy kan niks vir hierdie gemeente beteken as jy hier nou toe kom en jy het nie 'n reine hart nie. As jou hart nie skoon is om hier saam te werk, om die koninkryk van God te bevorder, om te help dat hierdie kerk kan groei nie, en jy kom met 'n vuile hart hier, vergeet dit, jy's 'n las. Om dit toe uit te druk, jy's 'n las. Jy's nie 'n voordeel nie, jy's 'n las. So die beste is, verwyder jouself, gaan sorteer jouself uit, kry jouself reg, maar kom terug. Moenie wegbly nie. Gaan sorteer jouself uit, gaan kry daai onreine hart, daai onreine besigheid uit jou lewe uit. Verander dit en kom terug. Want ons gaan verlang na jou. Ons gaan jou mis. Ons gaan saam met jou wees. Ons wil hê jy moet terugkom. Ek kan jou nie help as jy so is nie. Ek kan nie vir jou bid. Maar jy moet die besluit neem. As jy nie die besluit neem, ek wil regkom nie. Ek wil 'n reine hart hê nie. Vergeet dit. My gebed gaan nie eens vir jou help nie, want jy wil nie gehelp word nie. Broers en susters, om die Here te dien is baie lekker. Om die Here te loof en te prys en te verheerlik is goed. Maar jy moet dit goed maak eerstens vir jouself. As jy dit nie gaan goed maak vir jouself nie, dan het jy probleme. Sorteer die probleme uit. Kry die probleme weg uit jou lewe uit. En dien die Here met 'n reine hart. Want as jy 'n reine hart het, gaan jy nie kom met probleme nie. Jy gaan nie kom probleme te soek nie. Jy gaan nie kom moeilikheid soek hierso nie. Jy gaan omsoek die wil van God. Jy gaan kom wil dien en eer. Kom ons lees daar wat sê Psalm 66. Psalm 66 vers 18 tot 20 sê: As ek ongeregtigheid bedoel het in my hart, so die Here nie gehoor het nie. Waarlik, God het gehoor. Hy het geluister na die stem van my gebed. Geloof sy God wat my gebed nie afgewys het en sy goedertierenheid aan my nie onttrek het nie. Amen. Sien jy, broer en suster, wat het jy bedoel in jou gebed? Wat was jou bedoeling gewees? God het dit nie afgewys nie, hy het dit gehoor, want jou bedoeling was reg. Hy het geluister, hy het jou geantwoord. En kry jou bedoeling reg, dan gaan God jou help. Kry jou bedoeling in die wil van God, dan gaan hy jou help. Kry jou bedoeling met Jesus voor oë, en hy gaan jou krag gee, meer as wat jy nog ooit kon hanteer. Maar omdat Jesus saam met jou is, omdat die Heilige Gees saam met jou is, gaan hy jou leer hoe om hierdie krag te hanteer.
'n werklikheid. Wanneer jy toelaat dat die krag wat jy dink wat bo jou vermoë is, dat daai krag deur jou werk. En terwyl daai krag deur jou werk, lig God jou vermoëns op. En hy gee jou daardie vermoë om dit te kan hanteer. En hoe meer jy dit hanteer, hoe meer maak God die krag. Want dit sal altyd bo jou vermoë wees. En jy sal altyd glo, my God, ek gaan dit kan doen. Hoekom? Want God soek jou positiwiteit. Hy soek nie jou negativiteit nie. Hy soek jou positiwiteit. Jy moet altyd strewe, ek soek dit, ek wil dit hê, ek wil daarmee werk, ek gaan aanhou daarmee. Ek gaan aanhou daarmee, ek gaan nie ophou nie. Ek soek nog. Dit moet soos iets wees waarvoor jy baie lief is. Of dit nou iets is wat jy eet, of dit iets is wat jy drink, praat nie van spirits nie. Of praat van dit wat God toelaat, die wil van God. Baie mense dink hulle kan, hy gaan op alle maniere. Gaan nie werk nie. Gaan nie werk nie. Word vervul met die Gees. Moenie kom word van my nie, maar word vervul met die Gees van God. Die Gees is altyd bo ons, en hy is altyd kragtiger as ons, en hy gaan jou altyd vat. Hoe meer jy wil, hoe meer gaan hy jou boontoe trek. Hoe meer jy boontoe getrek gaan word, hoe meer gaan hulle kom in jou stoot. Die engele gaan jou aanpor om nog te bereik in God. Want hoekom? Jy bid. Jy het 'n verlange na God. Dis die enigste. Dit is tussen ons. Dis die enigste wat ons het tussen ons en God. Is gebed. Wat anders het jy? Wat 'n ander kommunikasiekanaal het jy na jou God toe? Dis gebed. Dit is die pad na die lewe toe. Dis gebed. Dis die pad van oorwinning. Is gebed. Wanneer ons laag aan ons op ons knie is voor God, gaan God ons verhoog. Al wil jy nie verhoog word nie, God sal jou optel as jy jou daar stel. Ons het al hoeveel maal gesien dat in die woord van God sê vir 'n profeet, wat soek jy hier? Wat maak jy hier? Weet jy wat beteken dit? Hy het bietjie van die pad afgegaan. Maar het God hom pak slag gegee? Nee, God het vir hom sê, kom terug. Baie maal het God vir hom kos en water gegee. God het vir hom voorsien, sodat hy kan sien en besef, want God weet ek en jy is mens. Hy wil my en jou help in ons omstandighede, partykeer gaan God vir jou ietsie gee. Hy gaan jou die krag gee om op te kan staan. Om weer te kan besef, ek kan dit doen. Ek gaan oorgaan tot aksie. Ek gaan dit doen. Ek gaan nie nalat nie, ek gaan alles doen. Alles doen. Doen alles tot die beste van jou vermoë en jy gaan sien wat God vir jou doen. Nou wil ek die laaste punt vir u bring vandag. Halfhartige gebed. Baie mense kom net na God toe, hy wil nie 'n hele saak voor God hê nie. Ek dink ek gaan nou net eers hierdie helfte vir God gee. Dan gaan ons kyk wat gaan gebeur met dit. Dink jy dit gaan werk? God weet my nie alles. Maar nou kom jy net met 'n halwe sak. As God vir jou sê jou broer en suster het aardappels nodig, kan jy hom net 'n halwe sak koop of gaan jy vir hom? Hulle is 5 in die gesin. Nou wil jy hom net 'n halwe sak aardappels gee. As God vir jou sê koop daai gesin 'n sak aardappels, dan 'n halwe sak is nog 'n sak, maar hy's net half. Jy kan nie 'n halfhartige ding doen nie, broers en susters. Doen dit met oorgawe. Doen dit. Die woord van God sê dit word ingeskik, dit word ingedruk tot oorlopends toe vol. En dit is wat God vir elkeen van ons wil doen. Want as sy stoorkamers is vol. En hy kan nie genoeg gee nie, want hoe meer hy gee, hoe meer kry hy. En hoe meer hy vir jou gee en hoe meer jy gebruik, hoe meer geweet hy, jy gaan dit nodig hê. Want hoekom? Die pad vorentoe is nog 'n bietjie ver. Die pad het nog 'n entjie om te loop. Maar wat hou jy jouself besig met 'n halfhartigheid? As ek halfhartig gedink het, ek gaan matriek maak, dan sou ek hom nooit gemaak het. Maar ek moes positief wees. Ek was uit die huis uit. Ek was nie by my ma en my pa nie. Ek het by my oupa en ouma gaan bly. Ek het nie nou voorgehad vir iemand om my te help nie. Maar ek moes glo. Ek moes glo ek kan myself help. Ek moes glo. Geloof in aksie bring jou by dit uit dat daar nie halfhartigheid 'n plek kan kry nie. Jy gaan nie toelaat dat halfhartigheid 'n plek kry nie. Jy moet dit doen. Jy moet dit maak. Want partykeer moet jy dink, wat gaan ek doen met hierdie besigheid?
Kom ek gaan gou vir julle verhaal lees, dat ek nou net gou kyk wat die ene is. Dit is Lukas 18. Ek ken die verhaal, ek het dit laas net daaroor gepraat, maar dit is belangrik om vandag te weet, halfhartigheid gaan nie werk nie. Daar was 'n regter in 'n stad wat God nie gevrees het nie, geen mens ontsien het nie. En daar was in daardie stad 'n weduwee en sy het gedurig na hom gekom en gesê, doen reg aan my teenoor my teeparty. En 'n tyd lank wou hy nie, maar daarna het hy homself gesê, al vrees ek God ook nie, en al ontsien ek geen mens nie, tog sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar reg doen, sodat sy nie eindelik kom en my in die gesig slaan nie. Maar nou hier kom die belangrike gedeelte. Hoor jy wat sê God? God sien alles raak. Ek wil jy moet verstaan, God sien alles raak. Toe sê die Here, hoor wat hierdie onregverdige regter sê. Sal God dan nie doen, reg doen, aan sy uitverkorenes wat dag en nag na hom roep gebed, hè? Aan sy uitverkorenes. Wie is jy? Is jy uitverkorene van God? Het God jou gered? Het Jesus Christus jou middelaar geword? Het hy vir jou die weg gemaak? Het hy vir jou die pad gemaak? Het hy vir jou sy wil geopenbaar in jou lewe? Het hy vir jou gewys dat jy nie moet twyfel nie, maar dat jy moet glo met 'n hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand? Het God dit vir jou gedoen? Hoekom sal daar halfhartigheid wees? Hoekom sal jy dit toegelaat? Ek sê vir julle, dat hy gou aan hulle sal reg doen. Hierdie God wat lankmoedig is met ons. As ons die regte ding reg doen op die regte oomblik wat God ons vra, sonder om te twyfel, al gaan dit partykeer vir jou voel, Here, ek gaan myself tekort doen. Doen dit! Doen dit net so, doen dit, en kyk wat gaan God vir jou doen. Jy sal dalk jouself onreg aan doen, maar die Here is saam met jou. Hy is by jou, en hy is saam met jou. En hy sal nie toelaat dat daar tekortkominge in jou lewe wees nie, want hy gebruik jou dan te musiek verander. Hy gebruik jou ander te help. Hy gebruik jou ander te bekragtig. Wat is die probleem? Sal ons rondgaan met halfhartigheid? Of sal ek eerder oorgaan in 'n volle oorgawe? Wat sê die woord? As hy jou boekleed vra, dan gee hom die onderkleed ook, nee? Dis wat die woord van God sê. Verstaan jy die saak van Benjamin? Toe die boetie in Egipte is, en hulle nog nie geweet het wie hy is nie, was God reeds besig om met 'n plan te werk. En die pa sit by die huis en hy stuur die broers, maar Benjamin bly by hom, want dit is sy geliefde seun. Maar wat moes gebeur op die einde van die dag? Hy moes Benjamin laat gaan. En toe moes hy na Benjamin toe gaan. Hoekom? Om geseën te word. En ek wil vir julle 'n goue konsep verduidelik. As jy nie bereid is om jou Benjamin te gee, jou beste, jou laaste nie, gaan God nie sy beste en laaste vir jou kan gee nie, want jy is nie bereid om iets te gee, want geen wat vir jou nie. God wil jou gee. God wil jou help op 'n bo-natuurlike vlak. Luister broers en susters, ek wil jy moet mooi verstaan vandag. Dit waarvan ek praat, gebed is nie 'n menslike ding nie. Dit is 'n bo-natuurlike saak wat deur God bewerkstellig word vir jou. Dit is daar om jou te help. Dit is daar om jou te help. God wil jou help. En God gaan jou help. As jy die regte dinge reg doen. Bly in die woord van God. Deur Jesus Christus. Bid volgens sy wil. Bid volgens sy wil vir jou lewe. Bid dit. Sê daar die woorde dat jou ore dit kan hoor. Sê Here, ek vra dit wat ek vra volgens u wil.
As ek gebid en vra ek Here wat meer wil is nie, Here, verskoon dit, vergeet dit. Maar ek vra U, kom my tekortkominge tot 'n hulp. Help my as ek verkeerd bid. Here, dat U dit sal regstel. Dat U my sal gee deur U kennis om die regte woorde te bid. Dat U my sal help deur die krag van die Heilige Gees om te kan verstaan wat U wil vir my lewe is. Sodat die openbaarmaker van Jesus Christus deur my lewe tot vervulling kan kom. Sodat Jesus Christus deur my lewe, deur my handel, deur my wandel, deur my doen en late, dat Jesus daardeur verheerlik kan word. Sodat hy opgelig kan word. Hy is die leermeester, nie ek is die student. Ek moet kan aanvaar. Ek moet ondergeskik aan hom bly. Ek moet bly in die orde van God. Want as ek bly in die orde van God, dan gaan God my seën. Hy gaan my help. Hy gaan my die krag gee om 'n oorwinnaar te wees. Om te kan verstaan hoe werk die dinge. Dit alles geskied deur 'n rein hart. En daar is nie halfhartigheid by betrokke nie. Ja, amen. Want as ek deur 'n rein hart na God toe gaan en ek doen alles in oorgawe, hoeveel te meer? Hoeveel te meer? Hy alles behoort aan God. En dit wat hy vir my leer en hy vra vir my gee vir iemand anders te daarvan, hoeveel te meer gaan hy nie vir my voorsien nie? Want ek is gehoorsaam. Ek doen wat hy my vra. Ek doen sy wil. Ek bly in sy wil. Ek doen dit met oorgawe. Ek doen dit met 'n volheid. Ek hou niks terug nie. Ek sit alles op die altaar. En ek hou niks terug nie. Wat gaan God met jou maak? Wat gaan God met jou maak? Wie kan keer as God jou wil seën? Wie kan doen wat God wil seën? God sal jou seën te midde van vervloekinge. God sal jou seën te midde van 'n krom en verdraaide verslag waar ons in lewe. God sal jou seën. Amen. Bid tot die Here. Bly in die wil van die Here. Staan in die naam van Jesus Christus. Moenie dink jy gaan by jouself staan nie. Dit gaan nie gebeur nie. Staan op die rots Jesus Christus. Staan vas. Glo as die winde kom. Hy kan jou ombuig. Hy kan maak nie wat jy wil. Jy sal wees soos 'n palmboom. Jy sal weer regop kom. Al kom maar 'n tsunami van omstandighede teen jou. God sal jou seën te midde van daardie omstandighede. God sal jou uithelp. Maar wat op die einde van die dag sê die woord van God moet ons doen? Te midde van alles moet ons hom eer. Ons moet hom die eer gee. Ons moet hom die heerlikheid gee. Alles wat ons ontvang, gaan weer terug na God toe. Alles wat ons het, gee ons terug vir God. Maar alles op die altaar en wagtend vir die woord van God. Wagtend vir die volgende woord wat God jou gaan gee om te sê, gaan doen dit. Gaan doen dit. Gaan doen dit. En doen dit wat God vir jou gee om te doen. Doen dit na die beste van jou vermoë. Of dit nou by jou werk is, as daar iets kom wat God het jou die werk gegee. As daar iets kom en jou baas sê vir jou gaan doen dit en jy voel ek weet nie, is nie my werk om dit te doen nie. Gaan doen dit. Sê is reg baas, ek gaan dit doen. Ek gaan dit doen. As jy nie weet nie, vra. Vra vir God. Nommer 1 om vir jou wysheid te gee. As omstandighede in jou lewe is wat jy nie weet hoe om te hanteer nie, dan vra vir God. Gaan praat met God. Moenie altyd met boetie en sussie gaan praat nie. Moenie altyd vir alien gaan vra nie. Vra vir God, hy ken alles. Hy is jou God, hy is jou helper. Hy sal jou nie op die verkeerde pad help nie. Hy gaan jou op die regte pad help. En hy gaan jou sommer nog 'n bietjie ekstra opgee. Net sommer so vir lekker. Want hoekom? Hy gee hom vir jou. Hy het jou eerste lief gehad. Jy is syne. En hy wil hê dit moet die beste wees. Dan moet altyd die beste by jou wees. Jy moet bevorder word in sy krag en sterkte. Tot eer van sy naam. Die Here seën hierdie woord vanmôre. Sal jy op die skole toe kom asseblief. Prys die Here. Hoe plus jy, gaan jy daai item bring? Okay. Dan kom ons kyk net hoe plus jy die kans. Hulle gaan gou hulle item bring.
'n baie moeilike liedjie. Hy wil preek vir ons nou vir 'n paar dae met die liedjie. Moet dit doen, moet dit nie doen. Moet dit doen, moet dit nie doen. En die Chrissy, hierdie liedjie is 'n liedjie wat tannie moet hoor. Almal wat moederloos is in die kerk, hierdie is 'n liedjie wat julle moet hoor. Almal wat voel hulle het nou 'n bietjie ver gekom en dis dalk verniet en hulle weet nie eintlik hoekom is hulle hier nie, hierdie liedjie is vir julle. Hierdie liedjie moes ons daar in 'n ander NG Kerk gaan leer. Nie eens in 'n Pinksterkerk nie, ons om daar ver gaan leer. Maar hy het impak gemaak op ons. Want as die Heilige Gees iemand inspireer met 'n liedjie as hy hom geskryf het, dan werk hy vir ons almal. Ons gaan hom nou sing. En ons kyk hoe gaan hy. Hoe groot is die genade wat U aan my bewys. Ek kom weer op die wolken, dan is ek veilig thuis. Veilig in die hande, vry van Satans bande. Omdraai sal ek nie, omdraai sal ek nie, omdraai sal ek nie. Voor my net die Heilige Gees Jesus. Leer my weer die regte pad te hou. Ek wil vashou aan die voete en omdraai sal ek nie. Kyk dan nie na gister, gister is verby. U het my gereinig, van my sonde my bevry. Jou genees van wonde, veroorsaak deur die sonde. Omdraai sal ek nie, omdraai sal ek nie, omdraai sal ek nie. Vir my net die Heilige Gees Jesus. Leer my vashou aan die voete en omdraai sal ek nie, omdraai sal ek nie, omdraai sal ek nie. Voor my net die Heilige Gees Jesus. Leer my weer die regte pad te hou. Vashou aan die voete en omdraai sal ek nie. Prys die Here, halleluja. Omdraai sal ek nie. Sal nie, want ek het gebed aan my kant om my te help om die pad vorentoe te gaan. Mag nie saak wat kom nie. Omdraai. Ek sal nie omdraai. Ek sal nie stop nie. Ek kan nie, ek gaan nie en ek wil nie. Prys die Here, halleluja. Kom ons sing 'n liedjie. Omdraai sal ek nie. Speel op. Alles is doen met dit. Kom ons staan op. Omdraai sal ek nie. Yeah.
Praise die Here, halleluja. Goed, Dirkie, daai woorde daar lê, stuur dit uit op die gemeente se groep. Dan het julle 'n liedjie, dan moet jy terug rond begin sing, dink ek. Okay. Dan gaan julle hom sing. Amen. As die duiwel kom en sê nonsens, omdraai sal ek nie. Halleluja. Staan. Ek wil die woord van Jesus sê, halleluja. Lord, goeie Jesus. Kom ons sing 'n laaste liedjie saam. It's the Holy Ghost power that is speaking in your life. Bid in die Gees, bid met krag in die Gees. En jy sal sien ons God vir jou wil doen. Bly op.
wat net voel. Ek is nog 'n bietjie vas. Ek word net ietsie om uit hierdie posisie te kom. Kom staan nie voor. Kom hier na toe. Kom vorentoe. Moenie in die banke bly nie. Kom. Jong mense, kom. As jy voel daar's ietsie wat jou terughou. Kom. Prys die Here, halleluja. As jy voel daar's net iets wat jy nie daai oorgawe kan maak nie. Kom staan hierso. Prys die Here, halleluja. Prys voor Jesus. Kom staan en gaan vorentoe. Staan en moenie agter mekaar staan nie. Kom. Prys die Here, halleluja. Julle het vanmôre gehoor wat sê die woord van God. Julle het gehoor met julle ore, julle het aangeneem in julle harte. Steek op julle hande vanmôre. Dankie Here vir elkeen wat hande opsteek vanmôre. Wie maak vry in Jesus naam. Dankie Here, ek steek weg vir God. Dankie Here, jy maak vry. Dis vry, dankie Here. Die weg in Jesus naam. Dankie Here, maak vry. Dis sterk, die weg in Jesus naam. Dankie Here, ja. Maak vry. Yeah.
Praise die Here. Halleluja. Die ware sê vanmôre om die ongehoorsaam vas nie, is terwyl die Here vir my wys in die gees en die Here gaan sy heerlikheid oor hierdie huis van Bogtel uitstort en ons se bidde maar ons beteken dat die kan kom vanmôre en tot die sê as jy weet dat God sê wat die heerlikheid die Here is vir ons en sal jy hier uitgaan en jy sal in tale praat jy sê halleluja en van die Heilige Gees die Here is groot en hy wil sy heerlikheid uitstort oor ons amen Want die mense mag dalk dink ek is mal. Maar ek is hier mal vir Jesus wat vir my iets kan gee, as ek maar in die wêreld wat my niks kan gee. Mal vir Jesus wat my iets kan gee. Amen. Prys die Here. Amen. Die Here sê vir my deur die Gees,
Hy gaan jou iets niets gee hierdie week. Elkeen van julle. Elkeen. Jy iets niets vir hy steek op jou hande. Of hy jou hele nuwe lewe gaan gee, en vir jou net iets niets gaan gee. God gaan vir jou iets gee hierdie week. Dan hy die gewoon moet verwagten. Jy moet verwagten hê, dan gaan het groter wees. Jy moet verwagten hê, dan gaan het sterker wees. Jy moet verwagten hê, dan gaan het betekenis hê vir jou. As jy daai verwagting gaan hê, gaan God jou groot seën hier. Hy gaan vir jou iets groots gee. Iets groots kom jou pad langs hier weer. Weet dit vanmôre. Jy moet sê wat die is nie. Die Here gaan vir iets gee hier weer. Groot. Vertrou dit. Halleluja. Prys koning Jesus. Halleluja. Loof die Here, loof die Here. Halleluja. Prys koning Jesus. Prys
ek sal daai deur oopmaak vir jou my kind as jy by my voete bly. Here sê vanmôre vir julle as my volke, soek my aangesigte, en bly op julle knieë. Die Here sê vanmôre, as julle tot my toe sal roep, sal ek julle antwoord. En ek sal vir julle deurdraad versterk. Ek het gekom vir 'n rein volke. Ek het gekom vir 'n heilige volke. Ek het gekom vir 'n volk wat my aangesig soek. Ek het gekom vir 'n volk wat my verheerlik in alle omstandighede. Die Here sê julle blydskappe en dit is julle beskutting vanmôre. As julle gaan inkom in hierdie saal en kerkgebou met 'n verwagting, dan sal ek in julle midde wees. Ek sal seker versorg word. Ek sal as julle gaan kom met 'n verwagting, dan sal ek in julle midde wees en julle ontmoet. Dank u onze Vader dat u nog vermoeid is met ons water. Dank u dat u met ons spreekt, dat u niet van klein. Dank u dat u woord zal bekrachtigen vanmorgen in elkeen zijn leven. Dank u Heer dat ons uw woord kan horen, Heer. Dank u dat u met ons spreekt, mijn Vader. Zie die kanaal wat gebruikt is vanmorgen. En zegt u dank u wel voor in Jezus naam. Dank u Heer in Jezus wonderlijke naam.